Hi daar, baie welkom by ons aanlyn diens. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Dis vir my 'n groot voorreg om jou te kan groet in die groot en heilige naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Baie dankie dat jy vandag die keuse gemaak het om hier ingeskakel te wees. Ek weet daar is soveel opsies op die internet, maar jy het vandag die keuse gemaak om hier te wees en daarvoor wil ek vir jou sê baie dankie. My gebed is eenvoudig, mag die Here jou ontmoet op daai spesifieke plek waar net hy kan ontmoet en mag jy soveel seën uit vanmôre se boodskap ontvang. Mag jy die boodskap geniet en mag jy dit deel met jou vriende waar ook al jy gaan. Geniet dit. Nou ja, baie welkom aan elkeen wat hier is vanoggend. Dis my groot voorreg om so saam hier te kan kuier en bietjie met julle tyd te kan spandeer en hier by Nuwe Lewe Gesinskerk te kan kom bedien. Dis altyd 'n voorreg as ons 'n bietjie by die ander gemeentes kan kuier en net so ook saam te kan wees. Nou vanoggend wil ek met julle gesels oor die naakte man van Getsemane en jy gaan dalk sê, maar jy het nog nooit gelees van die naakte man nie, want ek praat nie nou van Jesus wat aan die kruis hang nie. Ons is nog voor dit waar Jesus eintlik verraai word in die tuin van Getsemane. En as jy eintlik gaan kyk, sal jy sien dat Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies, het elkeen min of meer dieselfde verhaal wat hulle kom vertel en deel rondom die gebeurtenisse. Maar as jy gaan kyk na die een wat waarskynlik die oudste van hulle is, en dan sal jy sien, dit is die boek van Markus, maar daar's 'n totaal ander prentjie wat vir my en jou daar tuis gebring word. En daar's 'n totaal ander boodskap wat daar is. So as jy jou Bybel saamgebring het, is jy welkom om te blaai na Markus hoofstuk 14 en ons gaan daar kyk na vers 43 af. Markus hoofstuk 14 vanaf vers 43. En dadelik terwyl hy nog spreek, verskyn Judas wat een van die 12 was saam met hom en 'n groot menigte met swaarde en stokke gestuur deur die owerpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge. En die verraaier het 'n teken met hulle afgespreek en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom en neem hom met sekerheid weg. En toe hy kom, gaan hy dadelik na hom en sê, Rabbi, Rabbi, en hy soen hom. Daarop slaan hulle die hande aan hom en gryp hom. Terwyl hy daar gestaan het, het hy sy swaard uitgesteek en sy diensknegt van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. En Jesus antwoord en sê vir hulle, het julle so steen 'n rower uitgetrek met swaarde en stokke om my gevange te neem. Die dag vir dag was ek by julle in die tempel besig om te leer en julle het my nie gegryp nie, maar die skrifte moes vervul word. Toe het almal hom verlaat en gevlug. En 'n sekere jong man met 'n linnedoek om sy naakte lyf het hom gevolg en die jong manne het hom gegryp. Maar hy het die linnedoek laat staan en naak van hulle weggevlug. Nou as jy eintlik na dit gaan kyk, is dit vreeslik interessant, want die geleerdes sal vir jou sê, daar's 3 verskillende sienings. Daar sal mense beweer en sê, die laaste Pasga was gehou in Markus se huis, so dit was waarskynlik Markus gewees wat hierdie kleed aan hom gehad het, en dat hy Jesus gevolg het in die verte, en dat hulle sy kleed toe gegryp het, en hy het hom laat afval, en hy het naak weghardloop, dis wat van die skrifgeleerders sê, en dan is daar ander wat sal beweer, dit was sommer net 'n man wat in die tuin was, en dan is daar eintlik vir my 'n derde siening, wat vir my geweldig baie interessant is, en dis die wat ek vandag met julle wil deel, en ek gaan dit nie nou weggee nie, maar daar's vir my 'n boodskap wat Markus reg deur die evangelie vir jou en my kom gee om te kom wys, wie is hierdie naakte man? Nou wat vir my vreeslik interessant is, ek het baie deur die evangelies al gelees as 'n student en as 'n predikant, en ek het al baie gepreek rondom hierdie eindse gedeelte, maar dit was nie tot hierdie jaar, Januarie maand, by ons kerk se synode, toe ons General Dr. Scott Daniels hierdie gedeelte gebruik het by die ordination service van ons predikante, wat ek hierdie gedeelte vir die eerste keer eintlik in diepte gehoor en gesien het nie. En hier is eintlik 'n boodskap wat hy gebring het en wat ek vir julle vandag dan kom bring. So ek wil jy moet nou 'n bietjie teruggaan in die Bybel na Markus hoofstuk 8 vers 22 en dat ons net gou 'n bietjie oorsig kyk en 'n prentjie kyk van die boodskap wat hy besig is om te gebeur en wat hy besig is om vir jou en my te deel en te kom vertel sodat ons kan sien wie is hierdie naakte man. So Markus 8 vers 22 sê hy, en hy het in Betsaida gekom en hulle het 'n blinde man na hom gebring en hom gesmeek om aan hom te raak.
Nou wat baie interessant is, hierdie is ook die enigste gedeelte van enig van die 4 evangelies wat hierdie blinde man van gepraat word. Nêrens Matteus, nêrens in Lukas, nêrens in Johannes vind jy hierdie verhaal nie. Dis net in die boek van Markus. En wat vir my ook besonder is van hierdie gedeelte, is dat jy sal sien dat Jesus hom 'n eerste keer aangeraak het en dan 'n tweede keer. Met ander woorde, baie keer sal ons sien dat die Here is besig om in jou lewe te kom werk en in jou lewe ding te kom doen, maar dat hy nie klaar gewerk is nie en daai keer 'n tweede keer in jou lewe gaan moet inspraak maak sodat daar oorwinning in jou en my lewe moet kom. So kyk gou hier wat gebeur in vers 23. Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp en nadat hy in sy oë gespuug en hom die hande opgelê het, vra hy hom of hy iets sien. En hy kyk op en sê, ek sien die mense, want ek sien hulle soos bome rond beweeg. Nou dis vreeslik interessant, want jy kry die prentjie van Jesus wat deur die man gevat het om by die hand uitgelei die stad uit, en dit sal klaar my verwondering, want hoekom het Jesus nie net daarom aangeraak nie? Hoekom het Jesus nie net daar hierdie man se modder gemaak en sy oë gevryf of hom gesê, sien of wees geopen nie? Hy vat hom buite die stad toe na 'n plek wat afgesonder is, hy maak hierdie modder aan, hy smeer dit op hierdie man se oë, en hy vra vir hom, kan jy sien? En hy maak sy oë oop en hy sê vir Jesus, ek kan sien, maar ek sien nog nie duidelik nie. Die mense lyk soos bome wat rondloop. Daarop lê hy weer die hand op sy oë en laat hom opkyk en hy is herstel en almal van ver af duidelik gesien. En Jesus sê natuurlik vir hom in die volgende versie dat hy moet teruggaan na die stad toe en dat hy vir niemand moet vertel of vir niemand moet sê wat met hom gebeur het nie. Nou in die eerste plek, as jy blind is, gaan die hele wêreld weet jy's blind, want jy loop rond met 'n stok en voel en kyk waar jy beweeg en waar jy besig is om te staan. Jy gaan die hele tyd voel en vat. Mense gaan duidelik weet jy is blind, jy's bekanswaardig, jy kan nie sien nie. Maar die realiteit is dat die Here kom en hy kom maak jou oë oop en hy kom maak dat jy heeltemal vry is van 'n stok, jy's vrygekoop deur sy bloed, jy kan volkome sien, jy is nie meer blind nie. Dadelik gaan almal dit agterkom, want hierdie persoon loop normaal, hierdie persoon het nie meer nodig om te vat nie, hierdie persoon vra nie vir iemand, lei my, help my, ek kan nie sien nie. Hy kan sien, sy oë is geopen. Dis 'n storie wat gaan hardloop, mense gaan begin praat en sê, maar was hy nie die man wat blind was nie? Was hy nie die man wat gesmeek het vir genesing nie? Was hy nie die man wat na Jesus toe gegaan het dan nie? Dit is hy. Jy sien, dis 'n storie wat nie net weggewas kan word of weggevat kan word nie, want dis iets wat mense gaan sien, dis iets wat mense gaan van praat. Maar Jesus het gekom en vir hom gesê, moet asseblief nie stil bly nie. En beklemtoning wat Markus hier wil maak is, juis om vir die mense te kan sê, weet jy wat, ek wil nie hê daar moet 'n storie rondhardloop nie, want hy het nie gekom om 'n aardse koninkryk te bou nie. Hy het gekom om 'n hemelse tuiste, 'n hemelse koninkryk te kom bou. En hy het gekom sodat ek en jy vrygekoop kan word van die mag van sonde. In vers 29, selfde hoofstuk, en hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, u is die Christus. Nou in Matteus en die ander as jy gaan kyk en hy vir hulle sê, wie sê julle is ek en wie sê die mense is ek? En gaan hulle antwoord en sê, sommige sê u is Elia, ander gaan sê u is 'n profeet, ander gaan sê u is Johannes die doper, ander gaan dit of dit sê, en dis alles wat mense is, en Jesus kom en hy vra vir sy disippels, wie sê julle is ek? En as jy na dit kyk, is dit eintlik 'n besonderse vraag wat hy vir hulle vra. En Petrus antwoord in Matteus en in Lukas en in Johannes sal jy sien, hy sê dat u is die Messias. En hy antwoord in daai boeke en sê, okay, dis die Vader wat dit aan jou geopenbaar het. Maar in Markus kom hy met 'n totaal ander reaksie. Hy sê vir hulle om dit aan niemand te vertel nie. Vers 30. Vreeslik interessant om te sien hoe Matteus, Lukas, Johannes en Markus van mekaar verskil, maar daar's 'n beklemtoning wat Jesus weer eens hier wil maak, want hy wil weer eens nie 'n groot magdom van skare na hom toe trek nie, want hy wil nie hê die mense moet dink dis 'n aardse koninkryk wat hy bou nie. Hy's besig om 'n hemelse tuiste, 'n hemelse koninkryk te bou. Toe het hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders en gedood word en na 3 dae
opstaan. So in hoofstuk 8 vers 31 het Jesus alreeds vir sy disippels begin vertel, hy gaan gekruisig word, hy gaan ly, hy gaan deur al hierdie pyn en smarte moet gaan, maar hy gaan opstaan uit die dood uit, en die disippels het hierdie ding nie verstaan nie. Die disippels het hierdie ding nie begryp nie, want dit was vir hulle 'n ding wat glad nie, hoe is dit moontlik? Want as jy van praat van 'n Messias wat kom, dan beteken dit 'n Messias is die een wat jou moet gesond maak, 'n Messias is die een wat jou moet verlos, 'n Messias is die een wat ander sal laat sterwe, nie 'n Messias self doodgaan nie. En hier is Jesus, dan die Messias, die koning, die seun van God. In vers 32, en die woord het hy ronduit gespreek, en Petrus het hom op sy begin neem en hom bestraf. Duidelik kan jy sien dat Petrus en die disippels sien nie hierdie prent nie. Hulle verstaan nog nie hierdie konteks nie. Hulle verstaan nog glad nie die feit of die realiteit dat Jesus Christus aan die kruis vir jou en my moet sterf nie. Hulle dink nog steeds van hierdie Messias het gekom vir 'n aardse koninkryk en dat hy kom regeer het op hierdie aarde en dat hy die omstandighede van daai tyd gaan verbeter. So Petrus kom na hom toe en hy kom hamer hom. Hy sê nie vir ons in die skrif wat hy vir hom gesê het nie. Maar dit is eintlik logies as jy daarna sou kyk. Hy sou vir hom hamer en sê, maar jy's dan die Messias, jy kan nie sterf nie, jy kan ander laat sterf. Jy het gekom om beterskap te gee, jy het gekom om lewe te kom gee, jy het gekom om al hierdie wonderlike dinge vir ons te kom doen. Uit die worldview mindset wat die disippels gehad het Petrus hom gehamer en gesê, Here, dis nie moontlik nie. Jesus se reaksie is verstommend, want Jesus het omgedraai en vir Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van mense. Nou wat vir my mind-blowing is, Petrus is een van sy disippels. Petrus is die een wat Jesus gesê het in Matteus, toe hierdie einste verhaal gebeur het hy gesê, waarlik my Vader het dit aan jou bewys, en jy's die een op wie die kerk gebou gaan word. In Markus sien ons nie heeltemal daai volle prentjie nie, maar Matteus, Lukas en Johannes gee vir ons die groot prent. En as jy na dit gaan kyk en dink jy by jouself, hier's die een wat die kerk gaan bou, hier's die een wat die toekoms is, hier's die een wat die Here gaan oprig, en hier kom die Here na hom toe, sy geliefde vriend, hy draai na hom toe en hy sê vir hom, wyk agter my, Satan. Nou as jy wil moeilikheid hê, dan moet jy na jou vrou toe draai of jou man toe draai en 'n konflik hê met hom of haar en dan sê hy, wyk Satan. Jy gaan groot moeilikheid hê. En dis die realiteit. Hierdie is 'n konfliksituasie, hierdie is 'n pynlike situasie wat daar gebeur, en Petrus moet geafronteer wees, Petrus moet seer gemaak voel, maar hy begryp nie die volle prentjie nie, en die ander disippels nog minder. As jy gaan kyk in Markus hoofstuk 9, is Jesus weer besig om te leer, weer besig om vir sy disippels te kom vertel, en te deel rondom die pad en die kruis en alles wat hy moet stap. Hy is besig om hulle voor te berei vir die Via Dolorosa wat hy moet loop. En as jy nou hierdie deel gaan kyk, dan sal jy sien dat daar was 'n onderlinge gestryery tussen hierdie disippels, wat hulle gevra het vir mekaar, wie is die grootste onder ons? En dit is eintlik skrikwekkend, want hulle verstaan nie die hele konteks nie, hulle verstaan nie wat besig is om te gebeur nie, en hulle wil met mekaar stry om te sê, wie is die belangrikste, wie is die grootste, wie gaan die koninkryk gaan bou, wie van ons is die suksesvolste tussen ons? Dis eintlik wat hulle besig is om te hamer. En eintlik as jy gaan kyk na die hele evangelie, dan sê die Here vir ons, dat jy moet nederig wees, jy moet die minste wees, sodat jy die grootste kan wees. En hierdie disippels kom eintlik met hierdie denkwyse van, ek is belangriker, en ek is meer kosbaar, en ek is meer waardevol as die ander een. Kom ons kyk verder, Markus 10 vers 32. En hulle was op die pad terwyl hulle opgaan na Jerusalem, en Jesus het voor hulle uitgegaan, en hulle was verbaas, en terwyl hulle volg het hulle gevrees, en hy het weer die 12 by hom geneem, en aan hulle begin vertel die dinge wat met hom sou gebeur. So is die derde maal wat Jesus vir hulle begin sê, hy is besig om voor te berei vir die kruis, besig om voor te berei om te sterf, besig om reg te maak, sodat hy geoordeel kan word, sodat hy die sonde van die wêreld op hom kan neem, en dat hy uit die derde dag kan opstaan. Maar terwyl Jesus weer besig is om hierdie te leer, is hierdie disippels se aandag nie by Jesus nie. Hierdie disippels is besig om te fokus weer eens op ander dinge. Jakobus en Johannes die keer, hulle kom, dis die seuns van Zebedeus, en hulle kom na hom toe en sê, meester, ons wil vir jou iets vra.
En ons wil hê, dit wat ons ook al vir U vra, moet U vir ons doen. Nou Jesus antwoord hulle en sê, wat wil julle hê, moet ek vir jou doen? En dit is eintlik so 'n amazing geleentheid. Jy kom na die Here toe, jy kom na die Vader toe en jy sê vir hom, Here, ek het 'n vraag, ek het 'n begeerte op my hart, ek het hierdie een groot versoek wat ek op my hart het, wat ek met U wil deel, wat ek met U wil vra. En die Here antwoord jou en sê, wat is dit wat ek vir jou kan doen? Wat is dit wat jy graag begeer, wat ek vir jou moet gee? En jy kan enigiets na Here toe kom, jy kan vra vir wysheid, jy kan vra vir seën, jy kan vra vir verlossing van jou sondes, jy kan vra vir enigiets. En hier kom hierdie twee manne en hulle vra die volgende: gee aan ons die mag om te sit in U heerlikheid, een aan die regterhand en een aan die linkerhand. Kan jy jouself indink? Weereens is hulle denke beperk. Weereens kom hierdie disippels en hulle sê, ek wil die grootste wees. Ek wil die sterkste wees. Ek wil die beste wees. Ek wil graag gesien word langs U aan die linkerkant en aan die regterkant. En Jesus moes seker moedeloos geraak het met hulle. Markus 10:46. En hulle het in Jerigo gekom en toe hy aan sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en te sê, seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Nou wat amazing is hierdie blinde man roep uit, daar's 'n magdom van mense, daar's skare op skare op skare wat daar staan, en hy roep uit en hy sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig, wees my genadig, en die skare maak hom stil en sê, bly jy net stil, jy pla hom, en Jesus sê vir hulle, nee, roep hierdie man, bring hom na my toe, en hulle gaan na hom toe en sê vir hom, ons het vir jou goeie nuus, hy roep vir jou. En hierdie blinde man trek sy kleed aan en hy staan op en hy gaan na Jesus toe en Jesus vra vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? 'n Blinde man wat nie Jesus ken nie, kry dieselfde vraag as wat die disippels gekry het. Wat wil jy hê moet ek doen? Maar hierdie jong man, hierdie blinde man, hy antwoord Jesus met so 'n amazing vraag of begeerte wat eintlik is wat ek en jy moet vra. Hy sê vir hom dat ek kan sien. Dis al wat hy vra. Hy vra nie vir rykdom nie, hy vra nie vir besittings nie, hy vra nie vir beter omstandighede nie. Hy vra net vir Jesus Christus, ek wil sien, maak net my oë oop. En Jesus sê vir hom, jou geloof het jou gered, jy sal sien, en hy het gesien. En dis wat dit so amazing maak. En ek en jy kan hoe blind wees, ek en jy kan hoe vasgevang wees in ons omstandighede, dat ons baie keer in ons probleme vaskyk, in ons omstandighede vaskyk, het ons dink, daar's geen hoop, daar's geen uitkoms nie, en keer op keer vra die Here vir jou, wat wil jy moet ek doen, en ons vra die verkeerde vraag. Ons vra nie dat ons oë geopen moet word nie, ons vra nie dat ons geestelik gewys moet sien wat besig is om te gebeur nie. Huidiglik in die wêreld is daar soveel dinge wat om ons gebeur en soveel goed wat gepraat word en soveel angs en vrees en onsekerhede wat kom, en tog is die Bybelse profeseë besig om in plek te val. En ons kan sien dat die Here vir ons sê sy koms is naby. Ons sal gerugte van oorloë en al hierdie dinge sien. En wat doen die mense? Hulle is so vasgevang op hulle eie lewe, hulle eie koninkryk, hulle eie omstandighede, dat hulle nie aan God toe kom en sê, Here, maak my sterk in die tyd dat ek 'n lig vir U kan wees nie. So die groot geheim is, wat vra ons vir God? Hoe vra ons vir God? Hy kom gereeld na ons toe as sy kinders en sê, my kind, wat kan ek vir jou gee? Wat kan ek vir jou doen? En ons vra, Here, gee vir my 'n werk. Here, gee vir my beter omstandighede. Here, werk met my kind voordat ek hom vir U dalk terugstuur. Of wat die omstandighede mag wees. Markus hoofstuk 16. Hierdie is eintlik nou 'n baie belangrike plek as hy kom van hierdie boodskap, om te kan weet dat van Markus 14 af en wat gebeur het, en die boodskap wat Markus hier vir ons wil skryf van wie die naakte man is. Nou gaan kyk jy in Markus hoofstuk 16. Dis na die kruisiging van Jesus, dis nadat hy al in doeke toegerol was en in die graf neergelê was. 16 vers 1. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalene en Maria die moeder van Jakobus, Salome, speserye gekoop en hom te gaan salf.
En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na die son op, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor hierdie graf, voor hierdie opening wegrol? Want as jy na dit sou kyk, sou jy weet, hierdie is 'n enorme steen. Dis 'n groot ding wat voor hierdie graf is en vroue alleen, dis daar nie 'n manier wat hulle hom gaan wegkry nie. En hulle begin by hulle self te vra, wie gaan vir ons die graf oopmaak? Hulle het nie geweet die graf is reeds oop nie. Hulle het nie geweet Jesus het opgestaan nie. Al het Jesus dit keer op keer vir hulle gesê, was nie een gereed gewees vir Jesus om op te gestaan het uit die dood uit nie. Hulle het almal gedink hy's dood. Hulle het almal gedink hy's weg. Hulle het almal gedink dat Jesus se koninkryk en messiaskap tot 'n einde gekom het. Hulle het nog steeds nie verstaan nie. En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit en hulle het baie geskrik. Nou dink gou mooi. In Markus 14 het jy gelees van daar was 'n jong man wat naak weggehardloop het in die tuin van Getsemane. En as jy gaan kyk in hoofstuk 16, dan sien jy in die graf is daar 'n jong man wat gekleed is in wit wat aan die regterkant sit waar Jesus se liggaam neergelê het. As jy gaan kyk in Matteus, dan sien jy, en in Lukas en in Johannes, dan sal jy sien dat hulle het gepraat en daar was engele gewees. Markus is die enigste een wat praat van 'n jong man. Hier is my vraag, wie is die jong man? Skrikwekkend genoeg, kan ons nie sê dis Jesus nie. 90% van die tyd is Jesus die antwoord op jou vraag, maar hierdie keer is ek 100% oortuig daarvan dat dit nie Jesus is wat daar sit nie, en is nie 'n engel nie, dis 'n jong man wat daar sit en is 'n boodskap wat hy vir jou en my kom gee, om vir ons te kom wys waar ons was as jong mense wat naak en beklaanswaardig en nie goed genoeg was nie, wat getransformeer is deur die kruis van Jesus Christus. Met ander woorde, jy word beklee as 'n nuwe mens. Nou baie keer is hierdie 'n simbool nie net van bekering en 'n getransformeerde lewe nie, maar dis 'n simbool van die doop van Jesus Christus. Die doop, die groot doop wat met ons gebeur. Nou as jy gaan kyk in die Bybelse tyd, sal jy sien dat die mense was verskillend gedoop. Die mans apart en die vroue apart gewees, want die rede daarvoor was, as jy in die water ingegaan het, het hulle jou baie keer naak in die water laat ingaan. En as jy uitgekom het, het hulle 'n skoon wit kleed om jou gaan toedra. Hoekom? Want hulle het gesê, jy sterf vir die ou mens en alles kom lê jy af, en jy's naak in die graf en jy's stikkend en gebroken en nie goed genoeg nie, maar die oomblik wat jy uitkom, is jy nuut beklee met Jesus Christus, 'n getransformeerde lewe. So wie is die naakte man? Dis ek en jy. Wie is die jong man wat geklee is in die graf van Jesus? Dis ek en jy, wat deur die transformasie gegaan het. Openbaring 3 vers 17 tot 19 of 18 sê, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig, arm en blind en naak is nie. Wat het ons in Markus gelees? Arm, blind, naak. Dis ek en jy wat naak is, dis ek en jy wat beklaanswaardig is, dis ek en jy wat nie goed genoeg was nie, maar die Here het gekom en gesê, my kind, ek kyk nie meer na jou verlede nie, ek kyk nie meer na jou gebrokenheid nie, ek kyk nie meer na jou sonde nie, want ek het jou kom beklee met 'n wit kleed, jy's skoon, jy's rein, jy's vry. Vers 18, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Jy sien, hier kom die Here en hy sê vir jou, ek wil jou kom beklee, ek wil jou oë kom oopmaak, ek wil jou kan help sodat jy kan sien. Die Here kom na jou en my toe deur sy woord, en hy kom doen hoeveel keer wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk om jou skoon te was, om jou vry te maak, om jou lewe te transformeer, en al wat hy vra is dat ek en jy na hom toe kom en sê, ek glo. Sagaria 3 vers 3 tot 4 sê, en Josua was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan.
Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feesklere. As jy gaan kyk in Kolossense, dan sê hy vir jou en my weer, dat jy die dinge van die ou mens moet uittrek en moet neerwerp, en dat jy hoerery en hartstog en slegte begeertes en al hierdie goed moet een kant neersit en weggooi van jou af. En dan kom hy in 3 vers 12 en sê, en beklee julle dan as uitverkorenes van God, met innerlike ontferming, met nederigheid, met sagmoedigheid, met blydskap en al hierdie dinge. Met ander woorde, die Here praat keer op keer in sy woord met jou en my en sê, dat daar dinge is wat ons moet uittrek, wat ons moet stikkend gooi, wat ons moet klaarkry, en dis die vuil klere, die naaktheid, die sonde, die boosheid, en dat ons na 'n plek moet kom en sê, ek moet geklee word met Jesus. In Jesaja 61 vers 10 sê hy, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met juwele. Kan jy jou indink hoe mooi is dit? Die Here kom na jou en my, en hy kom kyk na ons en sê, maak nie saak wat jou verlede is nie, maak nie saak hoe stikkend jy was nie, maak nie saak hoe vuil jy was nie, hy wil jou kom skoon was, hy wil jou kom nuut maak. Vanoggend in my stilte tyd lees ek van die gedeelte in die Bybel waar Jesus gekom het voor daai Pasga, voor hy laaste maaltyd, en hy by sy disippels gaan sit en hulle ingekom het en hulle net so by die tafel wil gaan sit, en hy keer hulle en hy gaan tap 'n bak vol water en hy buig af en hy begin hulle voete te was. En it's amazing net om te dink hoe vuil ons kan wees, hoe vol gemors ons kan wees, maar die Here wat kom en sê, ek wil jou skoon maak, ek wil jou rein maak, ek wil jou oprig, ek wil jou heel maak. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Is dit nie amazing om te besef nie? Die ou dinge, die ou lewe, die ou mens is verby, dis gekruisig, dis begrawe, dis weg van jou af en jy staan op as 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Die ou dinge is verby. Galasiërs 3:27, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Die prentjie wat ons nou van gepraat het, van naak in die bad, en ander kant kom jy uit met 'n wit kleed, en jy's beklee met Jesus Christus, getransformeer deur sy bloed. Romeine 13 vers 14, maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Daar's 'n stryd in Romeine wat vir my en jou verduidelik word, wat so duidelik is, die vlees teen die gees, en dat ek en jy kort wil hardloop om die vleeslike begeertes van die mens te bevredig, en dan kom sê die Here vir ons, gaan ons bly in die sonde omdat ons in die genade is? Nee, stellig nie. Ek en jy moet daai ou mense in die graf gaan los, en ons moet opstaan as 'n nuwe mens in Jesus Christus. En Markus kom wys ons, nog voordat die kruisiging heeltemal plaasgevind het, dat ek en jy is vuil, ek en jy is verlore, ek en jy is stikkend, ek en jy is nie waardig om in sy teenwoordigheid te wees nie, en ons kry skaam daaroor, en ons hardloop weg in die tuin van Getsemane, naak, want ons sê ek is nie waardig nie. En die Here kom en hy steek sy hand uit na jou wat nie waardig is nie, na my wat nie waardig is nie, en hy kom rig jou op en sê vir jou, ek wil jou help, ek wil jou verander, ek wil jou genees. Wie is die naakte man? Dis ek en jy. Dis ek en jy. Markus 14 lees ek weer. En 'n sekere jong man het linnedoek om sy naakte lyf, het hom gevolg, en die jong man het hom gegryp, maar hy het die linnedoek laat staan en naak vir hulle weggevlug. Hoofstuk 16 vers 5. En toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterhand sit, en hulle het baie geskrik.
Het jy al gedink aan die woordjie regterkant, die jong man wat aan die regterkant sit? Die disippels het gevra, kan u vir ons 'n plek maak aan die linkerkant en aan die regterkant? Die Here het vir jou opgerig, nie net om sy kind te kan wees nie, maar hy vir jou kom sê het, ek kom gee vir jou die regterkant. Kom sit in my koninkryk. Vers 6 en 7 gaan verder en hy sê vir hulle, moenie verskrik nie. Julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie meer hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Die graf is leeg. Vers 7. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgegaan het na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. As jy gaan dink aan Petrus, dan sal jy sê, Here, maar u dan vir hom gesê, wyk Satan. Petrus is die een wat hy ook 3 keer gesê het, laat my skape wy, laat my skape wy. Petrus is die een wat naak gevind is. Petrus is die een wat kwaad geword het, die oor afgekap het. Petrus is die een wat ek en jy sou sê, hy verdien nie die genade van God nie, maar die Here het gesê, gaan sê vir Petrus, hoekom? Want God se genade is selfs vir Petrus daar. En as sy genade vir jou en my daar is dit daar om ons te verlos en te verander. Dr. Scott Daniels, ons general superintendent, vertel van 'n toer wat hulle gaan doen het in Israel en hoe hulle gaan kyk het na hierdie heilige land en hulle kom op 'n plek, maar hy sê hy het die grootste fout in sy lewe gemaak. Hy het klomp skrifgeleerdes saam met hom gevat en hy sê dan kom op 'n plek en dan wys hulle en sê daar's die berg wat die varke en die demone ingevaar het en die varke in die see gewerp het en toe hulle dit klaar gesê het en almal hierdie wow oomblik gehad het, dan sê die skrifgeleerder, "Askies, maar is julle seker dis die berg want daar's 'n berg, daar's 'n berg, daar's 'n berg." En dan stap die mense mismoedig weg. En so kom hulle op 'n volgende plek en 'n volgende plek en later sê hulle hier's die Jordaan waar Jesus gedoop is en dan sê hulle maar as julle seker dis hier, die Jordaan loop daai kant toe en daai kant toe, dit kan nog enige plek gewees het. En so kom hulle by die graf en hulle is by die graf waar Jesus was en hulle gaan sit daar binne en hulle is daai aand alleen, net Scott Daniels en sy seun is daarin en hy sê hy bid en hy prys die Here en hy loof die Here en hy maak die Here se naam groot omdat hy in hierdie graf kan wees en hy kan ervaar alles wat deur Jesus gebeur het en hy haak sy seun af en hy sê vir hom, "Dad, is jy seker hierdie is die leë graf?" En hy sê hy raak so stil. En hy weet eers nie wat om vir sy seun te antwoord nie. En hy sê vir hom, wel, die graf is leeg, nie waar nie. En hy sê vir hom, weet jy wat, dit maak nie saak of dit die graf is of nie die graf is nie. Die feit is, duisende mense het na hierdie plek toe gekom, hulle het gesien en hulle het geglo. Maar Jesus het in Johannes 20 vers 29 gesê, salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Duisende mense het tot bekering gekom, nie omdat hulle gesien het nie, nie omdat hulle in die graf gestaan het nie, nie omdat hulle by die berg was waar die varke afgedaal het in die see nie by enige van daai gebeurtenisse gewees het nie, maar omdat hulle die woord van God gevat en gelees en bestudeer het. En wat amazing is, dis nie net omdat die woord van God dit sê nie, maar dis omdat Matteus, Markus, Lukas, Johannes vir ons dieselfde boodskap kom gee van 'n Jesus Christus wat op hierdie aarde geleef het, 'n Jesus Christus wat gesê het hy gaan opstaan uit die dood uit en dat hierdie 4 getuig elkeen van dat hy opgestaan het en hy leef. En wat dit vir my nog steeds nog meer amazing maak is dit. As jy gaan kyk na Jakobus, die broer van Jesus, wat moet 'n broer doen sodat die broer sal sê, waarlik, my broer is die Messias? Jakobus het aan die einde gekom en gesê, Jesus is my verlosser. Jesus is die Messias. As hy dit kon sê, dan kan ek nie meer sê ek bevraagteken die woord van God nie. Dan kan ek nie meer sê hierdie woord het nie meer krag nie, maar dan kan ek sê hierdie woord is gegee sodat die lewe van Daniel Groewe en elkeen van ons getransformeer kan word. Waar ek en jy naak was, is ons geklee met 'n wit kleed, is ons rein gemaak deur die bloed van Jesus Christus.
Dit gee vir jou so amazing geleentheid. En daarom kan ek en jy voluit leef. Jesus het alles vir jou kom gee. Jy hoef nie meer naak in die tuin te hardloop nie. Jy hoef nie meer te hardloop in vrees nie. Het jy geweet, Satan het geen idee wat in jou toekoms gaan gebeur nie. Dis hoekom hy die hele tyd op jou verlede hamer en op die dinge wat jy gedoen het, die sonde wat jy gedoen het, kom hamer en vir jou kom sê, jy is dit en dit en dit en jy het die reg om vir hom te sê, oh no, ek is nie meer dit nie. Ek is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. Romeine 8 vers 16. Sy gees getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van God is. Jy is skoon gewas deur sy bloed. Niks kan jou meer platslaan nie, niks kan jou meer vashou nie. Al die ou dinge is verby. En jy het reg om vir Satan te sê, wyk Satan. Wyk Satan. Die vyand gaan nie vergeet nie. Hy gaan jou kom hamer. Hy gaan jou kom slaan. Hy gaan jou geloof kom probeer steel, want hy het geen manier om terug te kom in die teenwoordigheid van God nie. En daarom haat hy die mens. Maar ek en jy die geleentheid om tot God te nader en by hom te woon, met hom te woon, Christus in ons te hê, om gekleed te kan wees in sy heerlikheid. En al wat ons moet doen is, hier's ek, Here, hier's ek. Dis my boodskap vir jou vandag. Ek gaan vir ons 'n gebed doen terwyl Henk na vore kom. Kom ons buig net die hoofde en bid ons saam. Here, ek sê vir U dankie vir U woord. Dankie dat ons kan sien dat ons naak is. Dankie dat ons kan weet, Here, dat ons dalk nie altyd reg is in ons harte of dalk goed genoeg is in ons eie denke nie. Maar dat U gekom het en gesê het, U kyk nie na dit nie, U kyk na ons hart. Het ons skoon gewas, vrygemaak, duur gekoop deur die bloed van die lam. En daarom bid ek en vra, Here, dat U ons sal seën, dat U ons sal oprig en dat U ons sal kom versterk. Ek bid vir hierdie gemeente, ek bid vir die leierskap, ek bid vir Dominee Andrei, Here, dat U hom sal oprig en dat U hom sal sterk maak en sal seën in sy gemeente en dat U hom van groot krag sal gebruik om die ligdraer te wees hier in Van der Bijlpark en dat hy 'n verskil vir U kan maak in alles wat hulle doen, in Jesus naam. Amen. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel gewees het. Dankie dat jy na die boodskap geluister het of gekyk het. Mag jy dit met iemand spesiaals deel en mag jy 'n fantastiese lekker dag en lekker week hê. Die Here seën jou en ons gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle.